As hier kom by die einde van die program, dan lees gewoonlik 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag die gedeelte uit Markus hoofstuk 15, vanaf vers 16. Die soldate bespot Jesus. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Jesus word gekruisig. Vers 21. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur, die môre, toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. En mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het u my verlaat?" Toe party van die mense wat daar naby gestaan het dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons en suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria, die moeder van klein Jakobus en Josef en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Jesus word begrawe. Dit was Vrydag, dit is die dag voor die Sabbatdag. En dit was al die middag laat. Josef van Arimatea, vooraanstaande lid van die Joodse Raad, en iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het dit gewaag om na Pilatus te gaan en die liggaam van Jesus te vra. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy het die offisier laat roep en hom gevra of Jesus lankal gesterwe het. Toe hy van die offisier verneem het dat dit wel so is, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het 'n stuk linde gekoop, Jesus aan die kruis gaan afhaal, om in die linde toegedraai en neergelê in 'n graf, wat aan rots uitgekap was. Hy het 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jesus, het so gestaan en kyk waar hy neergelê word. Hierdie gedeelte uit Markus hoofstuk 15, vanaf vers 16 tot by die einde, vers 46. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid.